moet nooit vergeet wat die doel van Orania is nie. Orania is nie net die oulike kultuur Afrikaner dorpie wat jy hier sien nie. Die doel van Orania is baie groter as dit. Die doel van Orania sedert die begin van sy bestaan is om 'n groeipunt vir Afrikaner selfbeskikking te wees. Hoe kom ons daarby uit? Wel, vandag bespreek ons die boek Orania 2 na Orania 3, die boogbrug van Orania 2 na Orania 3. En saam met my in die ateljee is die outeur van hierdie boek, Prof. Janie Rousseau. Professor, baie welkom. Frans, baie dankie vir die uitnodiging, baie dankie vir die geleentheid om vandag met jou oor die boek te gesels. Dit is baie lekker om hier op Orania by jou te kuier. Professor, is vir ons lekker om u te hê en ook om hierdie boek in Orania te kon bekendstel. Ek wil net so vinnig vir Prof voorstel. Prof Janie is 'n ereprofessor by Wits Besigheidsskool in Johannesburg en dien ook op die direksie van Finbond Mutual Bank. Hy is ook die ekonoom van Altitude Wealth. Hy is die outeur en mede-outeur van meer as 65 akademiese artikels. Hy is ook vir baie van ons kykers en luisteraars bekend as 'n deelnemer aan die program op RSG Geldsake. En dan nou sy nuutste publikasie wat ek van bewus is hierdie boek, Die Boogbrug vanaf Orania 2 na Orania 3. Nou die eerste ding wat ek oor gewonder het toe ek hierdie titel hoor, is wat is daar die oorgang? Wat is Orania 3? Is dit selfbeskikking vir die Afrikaner? Ja, Frans, Orania 3 in my beeld wat ek daarvan het beteken 'n klomp dinge, maar belangrik, eerstens, dis groter as Orania 2. Orania 2 het so wat 3000 inwoners op die oomblik, en die droom is om Orania te laat groei na 5 of 10.000 inwoners. En dit gaan die aard van die dorp verander, en daarom die beeld van Orania 3. Ek sien nie Orania 3 reeds as selfbeskikking nie, ek sien Orania 3 as groeiende selfbeskikking. So Orania 3 pas in die beeld van groeiende selfbeskikking. Dit pas in 'n beeld wat van 'n dorp wat Afrikaners aantrek en wat Afrikaners hier is om mee te werk na groeiende selfbeskikking. Maar ek sien nie reeds Orania 3 as die bereiking van die ideaal van selfbeskikking nie. Selfbeskikking sal 'n ideaal bly in Orania 3, maar wanneer dit bereik word, indien dit in my leeftyd bereik word, sal ek waarskynlik 'n boek moet skryf Orania 4. Wonderlik, ek sien uit daarna. Prof Janie, hierdie boek is 'n akademiese navorsingsstuk. Ek wil nou by die konteks uitkom van wat presies Orania 1, Orania 2 en Orania 3 dan ook is. Maar ek dink dit is belangrik om te sê, hierdie boek is nie dit is nie 'n storieboek oor Orania nie, dit is 'n akademiese navorsingsstuk deur 'n ekonoom. Waarom hierdie boek? Ja, Frans, ek kan nou van 'n klomp punte af begin, maar laat ek so begin. My belangstelling in Orania het as akademiese navorsing ontstaan. Ek het 'n navorsingsaanstelling by Wits en gevolglik is ek altyd op soek na navorsingsaspekte. En ek het toe besef dat oor Orania se ekonomie baie min navorsing gedoen is. En dis baie interessante goed op Orania waaroor navorsing gedoen kan word, soos byvoorbeeld die OSK Koöperatiewe Bank, soos byvoorbeeld die Orania se eie plaaslike kupon wat vir kleinhandelstransaksies in die dorp sirkuleer. En ek het toe ook uitgevind iets wonderlike data oor die dorp wat die dorpsraad opneem, waar die Orania beweging ook by betrokke is en waar die Orania Ontwikkelingsmaatskappy ook by betrokke is. En hierdie data is net nog nooit ontsluit nie. So ek kon hierdie data gebruik om Orania se bruto geografiese produk te bereken. Maar al hierdie navorsing is in akademiese tydskrifte gepubliseer. En die algemene publiek lees nie akademiese tydskrifte nie. En toe het ek besef dat ek hierdie navorsing kan gebruik as 'n basis vir 'n boek waar ek die storie van Orania in 'n toeganklike wyse vir 'n groter gehoor kan bekendstel. Die boek is egter wel akademies geskryf in die mate
dat ek van voetnote gebruik gemaak het. So as iemand die boek vir naslaandoeleindes wil gebruik, is die wetenskaplike onderbou daar, die persone kan teruggaan na die bronne wat ek gebruik het in my navorsing en daardeur hulle eie navorsing ook doen. So die boek het 'n tweeledige doel, soos ek gesê het, om Orania aan 'n groter gehoor bekend te stel aan die een kant, maar aan die ander kant dien dit ook as 'n navorsingsbron oor Orania. Ja, wat ek dink wonderlik is, ek self werk nou nog deur die boek, maar ek kan sê hy's baie toeganklik geskryf. Hy lees op 'n manier wat dit maklik en verteerbaar lees, maar dat dit steeds 'n navorsing vir wetenskaplike stuk is, 'n studie wat oor Orania gedoen is, wat jy daai nodige inligting van kan kry. Ek dink hier by die Orania beweging kry ons baie te doen met navraag oor Orania, oor mense wat hulle besighede hiernatoe wil skuif of besighede hier wil begin, mense wat 'n lewe hier wil begin en wonder oor die mense wat hier bly of die inkomstes of die werke of die salarisse of die potensiaal en so aan. En dis amper soos wat prof nou sê, daardie inligting is beskikbaar, maar dit is amper op verskillende plekke. Jy moet vreeslik gaan self navorsing en so aan doen. So ek wil eintlik enigiemand uitnooi. Ons het hierdie boek beskikbaar by die Orania beweging. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur, inligting by orania.co.za. Ons kan vir jou so 'n kopie van hierdie boek stuur as jy graag een wil koop. Maar dit is amper vir jou 'n lekker studiestuk, amper 'n handboek oor die huidige ekonomie van Orania, maar dan natuurlik ook die boogbrug na die volgende Orania toe. Ja, ek het ook gedink is nodig om die stand van Orania soos op die oomblik aan te teken. Want die dorp is nou omtrent 35 jaar oud, as my somme nou klop, en toe die Orania gedagte begin het as 'n groeipunt vir groeiende Afrikaner selfbeskikking, het niemand eintlik daaraan gedink om die geskiedenis noukeurig te gaan opteken nie. En ek het ook besef dat van die mense wat destyds betrokke was by ontwikkeling van die dorp, nou reeds baie oud is, dat daardie bronne verlore gaan, daardie mense sterf. So ek het ook besef, dis nodig om 'n slag die 35 jaar in een bundel op te teken, ook omdat, soos ek sê, van die bronne verlore gaan. So hierdie is jou nuutste, varsste studiestuk, mees huidige inligting oor Orania, en dit lees op 'n lekker verteerbare manier. Maar ek dink vir konteks is dit tog belangrik. Kom ons sê Orania is hier in 1991 gevind as groeipunt vir Afrikaner selfbeskikking. En so het hy ek dink hy het begin met min of meer 13 gesinne wat hy kon vestig het. En nou staan ons vandag by net diskant 3000 inwoners. En wat prof Janie gedoen het in hierdie boek is om 'n Orania 1, 'n Orania 2 en 'n Orania 3 te identifiseer. So wat is die verskillende fases van Orania? Ja, Frans, Orania het in 1963 begin op die plaas Fluitjieskraal as 'n waterwese dorp. Dit was eintlik ontwikkel as 'n tydelike dorp vir werknemers wat gewerk het op die Oranje rivier waterskema en het lank as die kamp of die Fluitjieskraal dorpsgebied bekend gestaan. En soos ek in die boek beskryf, was dan toe nogal kom ek noem dit maar 'n stoeiery om op 'n naam vir hierdie dorp te besluit, voor daar uiteindelik op die naam Orania besluit is. En ek beskryf dit as Orania 1, die waterwese dorp. En dan moet mens daarom net sê ook, daar's besluit op Orania, nie Oranje, soos wat mense dit baie keer Orania, ja, definitief. Orania, en die dorp het toe hier in die laat 80s tot 'n einde gekom, toe die waterwese projekte tot 'n einde gekom het. En die dorp is toe te koop aangebied, en ek het daardie geskiedenis ook aangeteken, maar om kortpad deur die geskiedenis te neem, wat 'n mens eintlik nie moet doen nie, is die dorp toe onder leiding van Afstig, die Afrikaner Vryheidsstigting, aangekoop, en die leiersfiguur in die Afrikaner Vryheidsstigting was professor Karel Boshoff, en die dorp is toe vir herbewoning bekendgestel in April 1991. Soos jy tereg sê, was aanvanklik omtrent 13 gesinne, en was regtig baie werk, en die dorp het vir jare toegestaan. En dit identifiseer ek as Orania 2. So Orania 1 is die waterwese dorp,
Orania 2 het begin in 1991 met die idee van 'n Afrikaner dorp. En na my mening 'n dorp van 3000 mense is op die punt om in iets anders te ontwikkel. En dit identifiseer ek as Orania 3 en ek identifiseer dan ook wat ek dink van belang is in Orania 2 wat moet saamgedra word na Orania 3. Ja. Terloops, ek is deur James Kemp uitgenooi. Seker so 2 jaar en 'n half of 2,5 jaar gelede om die kultuurfees te kom toespreek. En toe het ek nou hard en lank gedink, wat kan ek nou by die kultuurfees sê wat niemand anders gaan sê nie. Ja. En toe het ek die Orania 3 idee uitgedink. En by die kultuurfees het ek die eerste toespraak gemaak om te sê, volgende is Orania 3. Ja. En dit het toe die boek se titel geïnspireer. Die boek se titel wat dan nou natuurlik die boogbrug is, soos wat ek verstaan, die volgende tree na Orania 3. Ja, maar die boogbrug moet die idee van, dis die boog met 'n sluitstuk en die komponente wat die dorp gaan oordra van Orania 2 na Orania 3. Ek maak die punt in die boek, dat is die vestigingsbeginsels van die boek, ek maak die punt in die boek, dat is die vestigingsbeginsels van Orania 2, laat vaar word soos die dorp na Orania 3 toe groei. Dan gaan dit 'n skoon, veilige dorp wees, wat goed bestuur word, maar die ideaal van groeiende Afrikaner selfbeskikking gaan tot niet gaan. Dit is een van die boodskappe, en ek sien die ideaal van Afrikaner selfbeskikking as die sluitstuk van die boogbrug. Daarom het ek ook hier die program baie pertinent begin met daardie intro wat sê Orania is meer as net 'n kultuurdorp of meer as net 'n Afrikaner dorp. Orania is 'n groeipunt of gestig met die doel om die groeipunt vir Afrikaner selfbeskikking te wees. En daarom het Orania ook 'n paar kernbeginsels. 'n Paar dinge wat as jy die beginsel uit Orania of die beginsel ontneem van Orania, dan dink ek nie kan jy dit meer Orania noem nie. Dan word dit maar net 'n dorpie. So wat ons eintlik vir mekaar dan nou sê is Orania 2 na Orania 3 dit is 'n verandering, nog gaan verandering wees, nog gaan sekere dinge van Orania verander. Miskien moeiliker dinge, miskien makliker dinge, miskien dinge vir die beter en dinge vir die slegter. Ek bedoel, niemand kan na die toekoms sien nie. Maar daar is kernbeginsels van Orania wat dieselfde gaan bly. So daar gaan ook dinge wees wat dieselfde bly. Maar miskien moet ek net eers vra wat beskryf professor as Orania 3? Wat is Orania 3? Orania 3 is 'n baie groter dorp. En nou, as ek ook sê dorp, moet ek myself ook in die rede val. Want Orania is ook meer as 'n dorp, want dit is ook boerdery gemeenskappe wat ons sien as die dorp Orania, wat deel vorm van die groter Orania. Maar ek sien dit as 'n plek met baie meer mense. En daarom gaan dit moeiliker raak om aan jou ideaal of ideale wat jy in Orania 2 gevestig het, getrou te bly in 'n dorp met meer mense. So ek sien ook uitdagings daarin. Ja. Orania 3, die groter Afrikaner dorp. Nou die boogbrug van Orania, van Orania 2 na Orania 3 hier in die inhoudsopgawe, eintlik in die boek mag blaai na die inhoudsopgawe, waar hier by hoofstuk 10 bespreek prof die boogbrug na Orania 3, met wat ek sal beskryf as verskillende meganismes om daarby uit te kom. Of die elemente wat nodig is, en wat behou moet word, om trou te bly aan Orania 2. Nou, maar ek sê baie duidelik in die boek, dis wat ek sien en dis die orde wat ek aan hulle gee. Maar ek sit dit uit daar vir debat. Ek sit dit uit daar vir bespreking. Ek kan nie vir myself die kennis of die mag toeëien om te sê, dit is die 10 nie. Ek kan sê, na ek dit alles gedoen het, is dit die 10 wat ek sien. Maar, nommer 1, sien iemand anders 20, of 12, of 5. En nommer 2, dis die orde waarin ek die 10 sien. Maar sien iemand anders 'n ander orde daarbinne. Ek wil baie graag 'n debat oor die onderwerp stimuleer. Ek wil nie sê dit is dit, omdat ek so dink nie. Ek wil sê, kom ons begin die debat. Hier is 'n basis om 'n debat te begin.
iewers moet ons die debat begin en dit is hoekom ek my kop uitgesteek het om te sê, dis wat ek sien, maar van hier af moet die debat volg en as ek dit kon regkry, dan die boek in sy doel geslaag. Ja, wonderlik wel, daar het jy dit, hier is die 10 elemente, so as jy daarvan verskil, gaan lees miskien eers die boek, sodat jy kan begryp wat Prof Janie se 10 elemente is, of 11 elemente as ek hier nou kyk. En as jy daarvan verskil, laat ons die debat, dat ons die gesprek aan die gang kry. Maar Prof Janie, kom ons gesels gou hieroor. Ek het nogal nie geweet dat dit in volgorde ook gerangskik is nie. Volg weer eens soos ek dit sien. Ja, asseblief, bied dit vir ons aan, Frans. Eerste een natuurlik, wat myns insiens, as ek vlugtig daarna kyk, selfbeskikking, heel belangrikste. Waarom selfbeskikking eerste? Wel, dit is op die oomblik die enkele oorkoepelende oogmerk van Orania is groeiende selfbeskikking. Ja. Dit is hoekom die dorp in die eerste plek gevestig is. En uit daardie vestigingsideaal het 'n mooi skoon groeiende dorp gevolg. Maar die ideaal was nie om 'n mooi skoon groeiende dorp te vestig wat mettertyd die ideaal van selfbeskikking bygekry het nie. Die ideaal van selfbeskikking het gelei tot die vestiging van die dorp. Daarom sien ek dit as soos ek sê, die sluitstuk, nommer 1. Ja. Dit is vir my baie mooi verwoord. Ek dink dit is baie keer ons ervaring dat jy die vrugte van so 'n ideaal pluk, soos 'n skoon dorp, soos 'n veilige dorp, soos 'n dorp waar die munisipale dienste gelewer word en dat dit dat jy in die gat trap dat dit die ideaal word. 'n Praktiese voorbeeld hiervan is Orania se eie onafhanklike elektrisiteitsvoorsiener. Waar Orania is tans in 'n posisie waar hy tot op 'n hoë vlak van beurtkrag het, Orania nie beurtkrag nie. Ja. Dit is egter nie die rede, dit is nie die ideaal van Orania se onafhanklike elektrisiteitsvoorsiener nie, is om beurtkrag te systap nie. Die ideaal is om jou eie onafhanklike elektrisiteitsvoorsiener te hê. Ja. Dit te skep om daai onafhanklikheid, om daai selfbeskikking vir jouself te neem. En dan die voordeel wat jy daai kry, die vrugte wat jy daarvan pluk, is dinge soos om beurtkrag te systap, is dinge soos veiligheid en netheid. Ja. Goed. Ja. Dan is hier 'n interessante term. Ek dink Prof 'n bietjie vir ons kan verduidelik. Dit is soms 'n vashakplek wanneer jy moet verduidelik hoe Orania se owerheidsstruktuur werk, want ons het nie 'n munisipaliteit in die regte sin van die woord nie. Ons verwys baie keer na plaaslike owerheid. Prof Janie verwys na plaaslike bestuur. Wat beteken dit? Ja, met plaaslike bestuur bedoel ek die dorpsraad van Orania is in Orania gesetel. Hulle is verantwoordelik vir die bestuur van die dorp. Soos ek het vir iemand verduidelik het, as enige inwoner ongelukkig is met wat in die dorp aangaan, kan hulle in die dorpsbestuurder se kantoor deur gaan klop. Ja. Want hy is hier by hulle. As hulle nie se kantoor kry nie, kan hom Sondag na kerk voorlê. En hulle probleme met hom bespreek. My vrou het 'n vakansiehuis in Kleinmond. Dis daar in die Wes-Kaap waar Hermanus die grootste dorp is. Dis deel van die Oeverstrand munisipaliteit. Hierdie ding is meer as 130 km lank en nooit meer as 20 km wyd nie. En daar's geen gedeelde belange tussen, noem dit maar hierdie klein hamlets binne in hierdie munisipaliteit nie. Hulle het niks mekaar te doen nie. Maar die plaaslike bestuur sit in Hermanus. So as jy enigiets met die stadsraad te doen wil hê, moet jy Hermanus toe reis. Ja. En jou plaaslike bestuur is nie plaaslik nie. Ja, presies. En daarom is daar ook kompetisie tussen hierdie klein dorpies. Terwyl hier is net een dorp met sy eie plaaslike bestuur wat vir hierdie dorp funksioneer. Nou, ek moet byvoeg, die ANC-regering in Suid-Afrika het natuurlik baie en groot foute gemaak. Maar een van hulle baie en groot foute is juis hierdie mega-munisipaliteite wat hulle geskep het, wat nie optimaal funksioneer nie. Ek kan jou 'n ander voorbeeld gee. Ons het nou hierdie mega-munisipaliteit van Kleinmond wat al 25 jaar bestaan. Die een helfte van hierdie munisipaliteit se motors word in Hermanus geregistreer onder die registrasienommer CEM. Die ander helfte van hierdie munisipaliteit se motors word in Villiersdorp geregistreer wat buite die munisipaliteit val onder CAM. Ja, ek sê tog dit maak geen logiese sin nie. Daarom my fokus op plaaslike bestuur. Plaaslike bestuur. So is 'n groot vorm van desentralisering. Ja, die plaaslike bestuur is by die mense en
werk vir die mense. Terwille van die debat kom die vraag dan nou, miskien dan nou nie Orania 3 nie, maar soos wat Orania groter word, as hierdie 'n element is wat behoue moet bly. Hoe sal 'n groter Orania steeds plaaslike bestuur, hoe sal die plaaslike bestuur plaaslik bly? Ja, dit sal beskerm moet word kragtens die ooreenkoms wat in Desember 2004 bereik is en 'n hofbevel gemaak is. Daardie ooreenkoms en hofbevel sal beskerm moet word om plaaslike bestuur te behou. Goed, wonderlik. Prof Janie, die volgende element wat ek aan wil raak is selfwerksaamheid. Dit is 'n bekende element. Ek het ook die vlag hier op my bors, die Orania vlag met die klein reus, die mannetjie wat sy mou oprol gereed om sy eie werk self te doen. Daar's natuurlik 'n verskil tussen eie arbeid, ons eie arbeidbeginsel en selfwerksaamheid. Wat is die een wat prof hier aanraak? Ja, wat ek hier bedoel is, mense in Orania werk in Orania vir Orania. Dis nie 'n dorp wat afhanklik is van arbeidsverskaffing van buite die dorp nie. En weer eens, as Orania moet afhanklik word van arbeidsverskaffing buite die dorp, gaan die dorp sy aard verloor. Daar's geen twyfel daaroor nie. Dit raak natuurlik aan die volgende element ook, die volgende element wat die verblyfreg kwessie en burgerskap aanspreek. Natuurlijk. Dit is miskien 'n meer of oor die algemeen 'n meer omstrede element om aan te raak, want dit klink amper dat 'n vorm van verblyfreg ekonomiese groei kniehalter, in die sin dat dit 'n hindernis is vir intreevlakke na Orania, intreevlak hindernis. So hoe beskryf prof die verblyfregstelsel in Orania van Orania 2 na Orania 3? Wel, ek stem jou saam dat beide eie arbeid en verblyfreg kan die groei van die dorp, ek sal dit nie sê belemmer nie, maar stadiger maak as wat andersins die geval sou gewees het. Ek wil nie woord belemmer gebruik nie, maar weer eens, as jy dit verloor jy die aard van Orania 2. So jy moet dit in Orania 3 behou. Dit is vir my die belangrike punt. Ek dink ook nie belemmer is die regte woord nie, soos prof nou reg wys. Ek luister na 'n onderhoud wat Joost onlangs Joost van die Orania beweging onlangs gevoer het, waar daar vir hom gevra is om die ideologiese struktuur van Orania te verduidelik. Want soos wat hy dit aan die aanbieder verduidelik, vra die ou vir hom, is dit nie maar 'n vorm van sosialisme nie. En Joost is toe nou versigtig om Orania ook nie as net 'n vrye mark te beskryf nie, want iets soos 'n vrye mark sal natuurlik die eie arbeidbeginsel of tot 'n groot mate die verblyfreg stelsel by die deur uitskop, juis omdat dit, ek sou nie sê ekonomiese groei belemmer nie, maar miskien in 'n sekere mate vertraag. Maar sou Orania daar die eie arbeidbeginsel nou juis uittrek ten gunste van ekonomiese groei, dan sal ek die woord belemmer gebruik. Ja. Want oor die langtermyn is dit nie volhoubaar nie. Ek dink dit is juis stadiger groei miskien, maar volhoubare groei. Ja, stadig maar volhoubaar. Frans, daar stem ek met jou saam. OSK Koöperatiewe Bank, dit is 'n baie belangrike element in hierdie boek. Ja, hoekom ek dit is baie belangrik sien is OSK gee eiendomslenings op eiendom binne 'n aandeleblokkskema. In Orania bestaan net 'n aandeleblokkskema en as OSK nie sodanige lenings gee nie, sal likwiditeit uit die dorp uit verdwyn. As likwiditeit uit die dorp uit verdwyn, sal die ekonomiese groei verdwyn, want mense sal nie eiendomstransaksies kan doen nie. Mense sal nie kan inkom en mense sal nie kan uitgaan nie. So die likwiditeit wat die OSK verskaf om die eiendomsmark te laat funksioneer is baie kan eenvoudig nie daarsonder nie. Belangrik ook om te sê, goed, OSK Koöperatiewe Bank, dit is Orania se eie bank. Dit is die gemeenskap van Orania se bank. Die feit dat dit 'n koöperatiewe bank is, beteken dat elke persoon wat 'n rekeninghouer by die bank is ook 'n aandeelhouer van die bank. En dit verseker dat die bank aan die gemeenskap van Orania behoort en nie aan iemand anders nie. 10.6 aanwending van kapitaal. Nou hierdie is 'n lekker gesprek om te hê, want ek is seker dit is waar daar die meeste debatverskille miskien mag kom. Is hoe kapitaal, Orania se kapitaal en hoe privaat kapitaal aangewend moet word in Orania. Ja, ek wys in die boek daarop dat die alreeds sake mislukkings was wat regtig kapitaal vernietig het. Jy weet, ek sê ook dan in die boek, Orania is nie die hemel op aarde nie. Ja. dat is nie daaroor eerlik wees nie. So kapitaal moet baie ek wil sê oordeelkundig aangewend word om
die woord wat ons nou gebruik het, volgehoue ekonomiese groei te verseker. Ja. Nou uit 'n ekonomiese navorsingsperspektief uit, sou prof met my saamstem dat daar min kapitaal in Orania is. Ja, dat is en min waarom kapitaal. is dit so? Is min kapitaal in Orania, maar ek kan vir jou sê, ek het waarskynlik op pad na Orania deur 10 dorpe gery waar daar min kapitaal is. Dis nie uniek aan Orania nie, dit is 'n eienskap van kleiner dorpe, daar's min kapitaal, want die ekonomiese bedrywighede in die dorp is beperk. En die kapitaalversameling vind oor tyd plaas. En dit is ongelukkig net 'n feit. Dit neem tyd om kapitaal bymekaar te maak. En juist daarom ook waarom mense dan soveel meer oordeelkundig met jou kapitaal moet werk. Goed. Volgende element wat ek aan wil raak is behuising-ontwikkeling vir bevolkingsgroei. Dit is natuurlik so dat behuising nou in Orania 2, dit is die Orania waarin ons nou is, 'n uitdaging kan wees. Wel, kom ons sê ten minste die eiendomsmark is vir baie mense 'n uitdaging. Kom ons sê in Orania so oorspronklik, die vroeë dae van Orania 2 was eiendom in Orania vreeslik goedkoop in vergelyking met hoe duur dit vandag geraak het. Maar waarna verwys prof spesifiek? Ja, ek verwys na 2 dinge. As ek sê Orania gaan groei in terme van inwonertal van Orania 2 na Orania 3, sal die meer behuising moet wees. Ja. As ek sê dit gaan groei van 3000 na 5000 of 10000 mense, sal die meer huise moet wees. Maar die ander punt wat ek ook maak, is jy sal 'n sterker middelklas moet ontwikkel. Nou ek hou nie baie van die woord klas nie. Ja. Maar jy sal tipiese middelklas ontwikkeling moet plaasvind en jy sal behuisingsontwikkeling vir tipiese middelklas mense moet wees. Dit sal 'n fokuspunt moet wees. Wonderlik. Ek dink nie dit is iets waarmee enigiemand stry nie. As er iemand is, sal ek nuuskierig wees om die argumente te hoor. Maar weer eens, ons wil die argumente hoor, Frans, want ons wil die debat hê. Maar dit is iets wat ons oor die Orania beweging sien is grootliks in aanvraag. Ons kort meer behuising in Orania, mense wil hier kom vestig. Volhoubare benutting, wat beteken dit? Ja, dit is, kom ons noem dit maar herwinning, hersirkulering. Is 'n groot fokus in Orania. En Orania is in 'n droë streek van die land. Ja. Hier is min hulpbronne, water is die vernaamste hulpbron. Hierdie hulpbronne moet oordeelkundig noukeurig aangewend word in 'n omgewing soos Orania. Ja. Herbenutting, oordeelkundige aanwending. Daarsonder sal Orania nie kan groei van 3000 na 5000 of 10000 mense nie. Ek dink in daardie sin poog Orania ook vreeslik om in harmonie met sy omgewing te leef. Ja. Oordeelkundige natuurlike hulpbron gebruik, maar eenvoudige goed, so dit is lekker vir toeriste en dit is lekker vir Orania inwoners om in 'n skoon dorp te bly. Maar dit het natuurlik ook 'n groen impak. Ons probeer ook nie besoedel nie, ons probeer nie ons rommel strooi nie. Ons het groen areas waar ons natuur en omgewing beskerm. Ons is ook Afrikaners en Afrikaners is lief vir die natuur. Ons ken ook die naam boere, waarna mense verwys. Daai naam is aan Afrikaners gekoppel vir 'n bepaalde rede en dit is omdat ons natuurliefhebbers is. En ek dink in daardie sin is dit nie net 'n praktiese en ekonomiese slim besluit om oordeelkundig met jou natuurlike hulpbronne te werk. Dit is ook 'n roeping wat ons het. Openbare orde. Nou dit spreek van dissiplinêre kode en Orania se dorpsreëls. Of Janie, moet ons die dorpsreëls verstreng of moet ons dit verswak? Ek maak die punt baie duidelik in die boek dat daar 'n debat nodig of die reëls wat in die res van Suid-Afrika geld, die maksimum is wat hier moet geld of die minimum is wat hier moet geld. En hier is regtig 2 denkgroepe. Een denkgroep sê dit is die minimum wat moet geld. 'n ander groep sê nee, dit is die maksimum wat kan geld, maar jy kan strenge reëls maak as dit. En ek persoonlik glo die reëls is belangrik vir die beweging van Orania 2 na Orania 3. Maar daardie debat is belangrik. Nommer 1 oor watter reëls hier is en nommer 2 daarmee saam hoe die reëls toegepas word. Ja. Ek sê in die boek ek kan sien die reëls is belangrik. Ja. Maar daar's 'n debat nodig oor die toepassing daarvan. Daar's verseker alreeds goed, Orania is 'n dorp in Suid-Afrika en Orania is onderhewig aan alle Suid-Afrikaanse wette en die grondwet en so voort, maar daar is beslis reëls wat uniek is aan Orania. Ja, maar ek moet dan vir jou sê in Orania 1, toe dit nog 'n waterwese dorp was die hoof van die dorp, was die hoofingenieur meneer Lansdell.
En hulle het reëls gehad en dit was in elke huis in Orania agter die agterdeur opgesit. En dit het bekend, ek het beskryf dit in die boek ook, in die voorgeskiedenis van Orania. Dit het bekend gestaan as Lansdale se Bybel. Daai reëls was baie streng. Mense mag net reënhonde en mannetjies katte aangehou. Ja. En hulle mag net 10 geveerde diere aangehou het. Alle kinders moes 10 hierdie aand in die huis wees. Ja. Jy mag nie partytjies by jou eie huis gehou het nie, jy moes dit teen die rivier gaan hou. So Orania het 'n bietjie van 'n geskiedenis van reëls wat ons nou hier sien, is nie heeltemal uniek nie. Hulle het in die 1960s en 70s en 80s ook uniek bestaan, maar dis net so 'n voetnoot tot ons gesprek. Ek is bly van daai reëls bestaan nie meer vandag nie. Ek kan daarom kuier en partytjie waar ek wil in Orania op hierdie stadium. Prof Jan, ek sien ons tyd begin kort raak, maar ek wil nog die laaste 2 punte aanraak. Afrikaner of punt 10, element 10, Afrikaner identiteit en kulturele bedrywighede. Ja, dit het my opgeval in my navorsing oor Orania, dat Orania sy eie kultuurstruktuur het. En byvoorbeeld sy eie openbare vakansiedae. Ja. En baie van die bedrywighede in Orania rondom hierdie kulturele bedrywighede gebou word. En soos ek meer navorsing oor Orania gedoen het, het dit vir my duideliker geword dat hierdie kultuurelemente vir 'n dorp soos Orania sodanig belangrik is, dat dit ook in Orania 3 behoue sal moet bly, as deel van die aard van die dorp. Presies. Dit speel, dit vorm 'n kernbeginsel in die dorp, en daarom sal dit moet saamgaan na Orania 3. Ja. Die identiteit van die gemeenskap bepaal wat Orania is. Ja. As jy die identiteit of die kultuur ontneem, is dit dan nog Orania? Dit is dan die vraag. Ja. Goed, en dan die laaste element, so hierdie is dan nou die laagste op die prioriteitslys of op die georde rangskikking van Prof Jannie, maar tog belangrik, die een wat die lys gemaak het, die sluitsteen en die 2 hoekstene van die boogbrug. Nou dit is nou dis nou waar ek hierdie 10 bymekaar bring. Sorry, dis nie die laagste een nie. Dis waar dit is die laaste een, nie die laagste een nie. Miskien ek jou verkeerd gehoor. Ja. Ek het al ver gery vandag, maar dis waar ek die 10 elemente bymekaar bring, waar ek dan sê, die groeiende selfbeskikking, daardie ideaal is die boog, is die sluitsteen van die boogbrug, en waarop dit dan rus. Ja. En dit rus dan op hierdie ander 9 wat ek geïdentifiseer het. Ja. My persoonlike gevoel is, daar gaan nie baie debat wees oor die vraagstuk of groeiende selfbeskikkingsideaal die sluitsteen is nie. Ek dink daar gaan vinnig konsensus wees, maar ek hoop daar gaan 'n lewendige debat oor die ander 9 wees wat hierdie een moet ondersteun. Ja. Jy sê die tyd haal ons in. Ja. Ek moet daarom enerzijds net vir Johan Coetzee van Naledi, die uitgewers van die boek, bedank. Sonder Johan Coetzee, sy knap span en Naledi sou daar nie 'n boek gewees het nie. Ek is baie dankbaar ook vir die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir hulle finansiële steun vir die boek aan Naledi. Sonder daardie finansiële steun sou daar ook nie 'n boek gewees het nie. Persoonlik glo ek die feit dat die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bereid was om die boek finansiëel te steun, dra by tot die akademiese standaard of bevestiging van die akademiese standaard van die boek. Die akademie sou nie 'n boek ondersteun het wat nie van die nodige akademiese gehalte is nie. En dan Frans, is daar so baie mense op Orania vir wie ek moet dankie sê. Die gemeenskap van Orania het my met oop arms ontvang. Ek het nog net altyd gasvryheid hier geniet. En hier so baie mense wat regtig vir my baie groot steun gegee het. Ek wil nie nou name noem nie op die gevaar af dat ek 1 of 2 kan uitlaat en dit sal vir my 'n verleentheid wees, maar vir die mense van Orania op alle vlakke in Orania, bestuursvlak, ander vlakke, alle organisasies wat my gehelp het met die boek, is ek regtig baie dankbaar. En dan moet ek ook net sê, ek is dankbaar vir mense wat baie oud is, wat ek in die boek noem, wat in die destydse waterwese dorp werksaam was. Ek het byvoorbeeld die eerste opmeter van die dorp opgespoor, wat die heel eerste strate in Orania uitgemeet het, wat my wonderlike staaltjies van die dorp vertel het. So ek is ook dankbaar vir die mense van Orania 1, wat lankal weg is, oor die land versprei is,
wat ek kon opspoor wat bereid was om ook inligting met my te deel. So is met 'n dankbare hart dat ek hier sit. Sonder hierdie mense en instellings se hulp sou daar ook nie 'n boek gewees het nie. Prof Janie, ons is dankbaar vir u. Ons is dankbaar vir al die medewerkers wat hierdie boek moontlik gemaak het. Ek dink en dan is ek ook entoesiasties. Ek sien uit daarna om te sien hoeveel boeke gaan verkoop, hoeveel mense hierdie boodskap van Orania kry. En dan moet ek ook sê dit is 'n akademiese navorsingsstuk. Hierdie is nie 'n propaganda Orania boek nie, inteendeel prof het net nou verwys dat prof daarom 'n hoofstuk of 2 in het oor Orania is nie die hemel op aarde nie, en die uitdagings van Orania. Maar ek wil jou as kyker of as leser uitnooi, luisteraar uitnooi om 'n leser te word van hierdie boek. Soos ek gesê het, hierdie boek is beskikbaar by die Orania beweging. Stuur vir ons die e-pos inligting by orania.co.za. Gaan kyk 'n bietjie in diepte na die verskillende elemente wat die boogbrug van Orania 2 na Orania 3 uitmaak, en dan wil ek jou sommer aanmoedig om te verskil, selfs al is dit net om duiwelsadvokaat te wees. Laat ons hierdie debat aan die gang kry. Ek dink die Afrikaner se geskiedenis dui daarop dat ons beste besluite gebore is uit kritiek uit. Ja. So laat ons daarmee voortgaan. Prof Janie, ek sê vir u baie dankie en ek is entoesiasties om te sien wat ons nog met hierdie boodskap gaan verrig. Baie dankie. Dankie vir jou onderhoud Frans en dankie vir u steun dan ook van die Orania beweging. Wonderlik. As jy gehou het van hierdie video en hierdie episode, klik gerus op die duimpie en laat weet ons in die kommentaar hieronder wat jy van gehou het. En as jy enige vrae of interessanthede oor Orania wil uitvind, stuur dit vir ons antwoord jou graag. Baie dankie.